So, het jy al ooit gevoel asof jou emosies soos 'n wilde tuimeltrein is? Een oomblik is jy bo, die volgende is jy onder en jy's nie heeltemal seker hoekom nie. Wel, vandag gaan ons presies dit uitpak. Ons gaan kyk na daai groot gevoelens en ons gaan 'n ongelooflike ontdekking maak. Hoe die verstaan van jou binnewêreld eintlik die geheime sleutel is om fantasties met ander mense saam te werk. Kom ons spring dadelik weg. Ja, ek weet, dit klink dalk soos iets uit 'n fliek, maar ek is doodernstig. Elkeen van ons, ja, jy ook, het 'n ongelooflike krag wat net daar sit en wag. En die beste deel, dis nie iets wat jy hoef te gaan soek of koop nie. Dis reeds daar, binne in jou, gereed om wakker gemaak te word. En daardie superkrag, dis om jou eie gevoelens te verstaan. Dis die vermoë om te kan stop, 'n oomblik te vat en te dink, "Oké, wat voel ek nou en hoekom?" In vandag se ontleding gaan ons saam op 'n reis. Eers gaan ons leer hoe om daardie gevoelens te erken, dan gaan ons kyk hoe om die moeilikes te hanteer en dan gaan ons sien hoe daardie kennis jou nie net help nie, maar jou in 'n ongelooflike spanmaat verander. Goed, eerste ding eerste. Ons duik diep in jou eie binnewêreld in. Het jy al ooit regtig gedink oor die verskil tussen 'n emosie en 'n gevoel? Ons gooi hierdie woorde mos rond asof hulle presies dieselfde ding is nie, maar daar's 'n klein maar baie belangrike verskil. En as jy dit eers snap, verander alles. Reg, kom ons breek dit af. Dink aan 'n emosie as 'n blitsvinnige weerligstraal. Dis daai oomblik wat 'n harde geluid jou laat spring. Dis outomaties, dis in jou lyf, jy kan dit nie keer nie. 'n Gevoel aan die ander kant is die gloed wat na die weerligstraal kom. Dis jou brein wat die weerligstraal sien en dan 'n storie daaroor begin vertel. Sjoe, dit was skrikwekkend of ek voel nou ongemaklik. Jy kan nie die weerligstraal beheer nie, maar jy kan leer om die gloed te bestuur en dis waar jou superkrag begin. So, nou dat ons die verskil weet, kom ons ontmoet die kleurvolle karakters wat in jou binnewêreld woon. Dink aan jou emosies soos boodskappers. Elkeen van hulle het 'n uniek en baie belangrike boodskap wat hulle net vir jou bring. Die groot vraag is, luister ons ooit regtig na wat hulle probeer sê? Eerstens, kom ons kyk na die positiewe emosies. Hulle is die sonskynbrigade, die cheerleaders in jou kop. Hulle is daar om jou met energie en vreugde te vul en jou te laat voel asof enigiets moontlik is. Dis die helder, warm dae van jou innerlike weerpatroon. Kyk net hier, blydskap, trots, opgewondenheid. Wanneer jy hierdie voel, is dit basies jou brein wat vir jou 'n high five gee. Dis jou liggaam wat sê, "Ja, hierdie is goed, doen nog hiervan." Hierdie emosies is nie net daar om lekker te voel nie, hulle is kragtige brandstof wat ons help om te weet ons is op die regte pad. Goed. Nou vir die emosies wat ons gewoonlik as negatief bestempel. Maar hier is die groot geheim. Daardie woord is heeltemal verkeerd. Hierdie emosies is nie sleg nie, glad nie. Hulle is jou liggaam se ingeboude alarmstelsel. Hulle is die belangrike boodskappers wat opdaag en sê, "Hi, iets hier kort jou aandag. Kom kyk gou wat gaan aan." Dink daaroor. Hartseer help ons om verlies te verwerk. Vrees is ons lyfwag, dit hou ons veilig. En woede? Dis 'n kragtige sein wat sê 'n grens is oorgesteek of iets voel onregverdig. Om hierdie dinge te voel is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n teken dat jy 'n mens is. Hulle is eintlik noodsaaklike gereedskap. Kom ons fokus vir 'n oomblik op een van die kragtigste boodskappers, woede. Dit kan soms voel soos 'n reuse golf dat jy wil insluk, né? Maar die goeie nuus is, ons is nie hulpeloos nie. Ons kan leer om daardie golf te navigeer, om dit te ry eerder as om daardeur platgeslaan te word. En dit begin met 'n eenvoudige plan. Hier is jou noodhulpkussie vir wanneer dinge warm raak. 1. Tel tot 10. Dit klink so eenvoudig, maar wat dit doen is om die pauseknoppie te druk sodat jou denkende brein kan inhaal. 2. Beweeg, gaan stap, doen 'n paar opspronge, werk daardie adrenaliene fisies uit jou sisteem. 3. Fokus op iets kalmerends, dit herlei jou aandag. 4, en hierdie een is massief, praat met iemand. Om woede 'n stem te gee, beroof dit van sy krag. En laastens, die belangrikste, sê vir jouself, dis oké om so te voel. Deur die emosie te aanvaar, begin jy dit bestuur, in plaas daarvan dat dit jou bestuur. En daardie punt oor praat, wow, dis so belangrik dat ons vir 'n oomblik net daarby moet stilstaan. Wanneer ons gevoelens in woorde sit en dit met iemand deel wat ons vertrou, gebeur daar iets magies. Dit maak nie net die deurmekaarspel in ons eie koppe duideliker nie, dit bou 'n brug na 'n ander persoon. Om te hoor, ek verstaan of ek is hier vir jou, is een van die kragtigste dinge wat daar is. Goed,
So ons het nou 'n bietjie orde in ons eie binnewêreld geskep. Ons verstaan die boodskappers 'n bietjie beter. Wat nou? Wel, nou neem ons daardie kennis en ons stap by die deur uit, die buitewêreld in, waar ons met ander mense moet saamwerk. So, hier is die deurslaggewende vraag. Hoe presies verbind ons hierdie twee dinge? Hoe maak die feit dat jy jou eie frustrasie beter verstaan jou 'n beter spanmaat? Wel, dis waar die regte towerkrag lê. Kom ons kyk. Eers, wat is spanwerk nou eintlik? Dis meer as net 'n klomp mense wat in dieselfde vertrek is. Dis die proses waar 1 + 1 skielik 3 word. Dis wanneer mense hulle idees saamgooi, mekaar se sterkpunte gebruik en saam oplossings vind vir probleme wat te groot is vir een persoon alleen. So, hier is die ding. Spanwerk is ongelooflik, want jy leer vinniger en jy kan groter dinge doen. Maar, die uitdaging is dat mense kan bots. Alleenwerk, aan die ander kant, gee jou volle beheer, maar dit kan eensaam wees en die hele las rus op jou skouers. Die doel is dus nie om te kies nie, maar om te leer hoe om die uitdagings van spanwerk te hanteer. En raai wat jou beste hulpmiddel is? Jep, daai superkrag van jou. So, hoe bring ons alles bymekaar? Hoe ontsluit ons daardie sukses beide in ons eie koppe en in 'n span? Hier is die finale praktiese sleutels wat alles aan mekaar bind. Hier is die goue reëls en let op hoe elkeen terugkom na gevoelens. Duidelike doelwitte, dit keer dat mense gefrustreerd en verward voel. Deel die werk, dit bou 'n gevoel van trots en dat almal deel is van die proses. En dan die grootstes, wees vriendelik en luister. As jy verstaan hoe dit voel om kwaad of onseker te wees, is dit soveel makliker om geduldig te wees met 'n spanmaat of om met respek te luister, selfs as jy nie saamstem nie. Dis hier waar jou superkrag regtig skitter. En dit bring ons aan die einde. Ons het gepraat oor emosies, kalmeerplanne en hoe dit alles invloei in spanwerk. So, ek los jou met een laaste vraag. Met alles wat jy nou weet, watter een van hierdie nuwe stukke gereedskap uit jou gevoelkis gaan jy heel eerste probeer gebruik? Miskien is dit die 10 sekonde pouse, of miskien is dit om regtig te luister. Onthou net, daardie superkrag is joune. Gebruik dit.